Hallo my liewe mens, ben nou Francis en jy hier in die karretjiekamer. Kom ons praat oor Jesus. Baie mense sê, maar waar is Jesus as ek hom nodig het? Waar is God? En hy is nooit beskikbaar nie. Ek wil vir jou verduidelik hoe naby is Jesus eintlik altyd. En hy waarsku ons in die woord van die Here. Ek het hierdie ou Bybeltjie wat my oorlede ma se was, maar sy letters is so klein, ek kyk met moeite kan ek uit hom uitlees, en hy lê in my karretjiekamer, so ek gebruik hom hier. 'n verhaal wat jy baie goed ken. Jesus het dit gebruik om mense iets te verduidelik, en ek wil hê, jy moet hierdie gebeurtenis nou vandag, Matteus 25, hier van vers van vers 1 af, vertel hy van 10 pragtige jong meisies. En hy beskryf hulle deur te sê hulle is maagde, want maagde is rein en skoon en het nog nie die lelik van die lewe geleer ken nie. En so is ek en jy. En hy kom en hy waarsku ons, hy sê in sy woord, moenie so maak nie, moenie so maak nie, moenie so maak nie. Maak vir jou skatte bymekaar wat in die hemel is. Maar soos jong mense is, en ek en jy is, luister hulle nie. En dan gebeur daar iets. Hulle moet olie hê, en hulle lampies moet brand, en ek wil hê, jy moet nou na die geestelike aspek daarvan kyk. My en jou geestelike lewe, jou geestelike lig moet brand. En hy sê vir hulle, die bruidegom kom, hy's op pad, die seun van die mens, Jesus Christus is op pad, hy kom aarde toe, en hy kom vir die wat gereed is. En ons is almal gereed, dink ons, maar ons het nie 'n verhouding met God nie, ons is nie een met God nie, ons lees die Bybel in plaas van om hom in te asem, jy moet hom eintlik inasem, jy moet hom nie lees nie, ons bid tot God, in plaas van om met God te praat, 'n verhouding met God te hê, ons gaan kerk toe, maar ons is nie kerk nie. En dan is hulle lampies leeg. En nou die vraag vandag wat God vir my eerste vra, en wat ek vir jou vra is, hoe lyk jou lampie? Nie jou lampie, lanternetjie, soos hierdie liggies hier agter my nie. Hoe lyk jou geestelike lamp? Is hy gevul met die gees van God? Het jy 'n verhouding met God? Ek vra nie of jy kerk toe gaan, en of jy altyd op die regte tyd amen sê, en of jy, ek vra nie dit vir jou nie, ek vra, is jy gereed om voor God te staan, en het jy olie in jou hart, liefde in jou hart, het jy die vrug, Galasiërs 5:22, hy sê, die vrug van die gees, het jy die liefde, het jy die blydskap, het jy die lankmoedigheid, dis die olie wat ek en jy in jou lamp moet hê. Galasiërs 5:22, gaan lees dit, die selfbeheersing en al daai goetertjies. En as die antwoord nee is die vraag, hoekom nie? Hoekom gaan ek en jy, wat onsself Christene noem, wat ek self besluit het, ek het self besluit ek wil 'n Christen wees, niemand het my gedwing nie, ek het self besluit, ek gaan die Bybel, die geskrewe woord van God glo, ek het self besluit, ek wil eendag saam met Jesus in die koninkryk lewe. Ek het dit besluit. En nou besluit mense dit, en hulle gaan af en toe kerk toe, en hulle vloek die predikant, en hulle vloek die wet, en hulle is heeltyd stroom op. Maar jy het dit gekies. Die vraag is vandag, wanneer gaan ek en jy leef wat ons glo, wat die Bybel sê? Wanneer gaan ek en jy begin die woord van God leef? Wanneer gaan ons begin die beloftes wat God vir ons gegee het, ontvang, wanneer ons begin doen? Wat gaan ek hoor as ek voor hom staan? 5 het gehoor, kom in, goeie en getroue kinders. Die ander 5 het gehoor, gaan weg, ek ken jou nie. Wat gaan jy hoor? Here, help ons, laat ons hoor, maar laat ons vandag die besluit neem, laat ons vandag opstaan en sê, in die naam van Jesus Christus, ek wil die volg, soos die Bybel, die geskrewe woord van God sê ek moet, in Jesus naam, amen. Baie dankie my liewe mense, my telefoonnummer is 072 577 1196.
Ben en Francis Loubser, Jesus is Liggemeente Eastvale Springs. Amen.